Kan jy opgewonde raak oor die Here? Dis daar rede om bly te wees. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen. Halleluja. 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 Jy kan jou sitplek neem. Dankie dat jy so lekker saam sing. Dankie dat jy die koning se naam groot maak. Ek en jy is maar net instrumente in die hand van God. Ek en jy is maar net mense, klein en nietig. So afhanklik van die Here se genade. Maar dat jy vanmôre hier is, sê vir my, dit gaan nog goed met jou. Jy kon vanmôre in die hospitaal gelê het. Jy kon vanmôre aan suurstof gekoppel gewees het. Jy kon vanmôre werklik en intensief gewees het. Maar die Here het dit goed gedink om jou te bewaar vir hierdie dag en hier te kan sit vanmôre en na hierdie wonderlike woord te luister. Dan is altyd 'n voorreg om die Bybel te gebruik en op te breek en te praat oor die groot dinge van die Here. Nou vanmôre het ons 'n baie interessante onderwerp. En ek wil hê jy moet jou Bybel neem as jy by jou het en jy kan saam blaai na Openbaring 4. Ons praat nou Openbaring 4 en ons gaan oor vers 1 tot 4 lees gou vir julle daar. Ons praat vanmôre oor 'n baie interessante onderwerp, maar 'n onderwerp wat deur mense verskillend vertolk word. En ons gaan vanmôre vir jou nie sê ons het die oplossing en almal wat nie soos ons glo nie gaan nou verlore en hulle is vals kerke en hierdie goeters nie. Ons gaan vir jou sê, hoe sien ons die wegraping? Hoe sien ons hierdie interessante onderwerp wat so baie op die Facebook en al hierdie goeters is? En ons praat so 'n bietjie rondom hoe sien ons dit vanmôre? En ek sê weer, ons sê nie ons is alleen reg nie. Ons sê net hoe verstaan ons God se woord. En ander mense verstaan dit dalk anderste, maar ons gaan ons siening vanmôre wat die woord van die Here ons leer, so 'n bietjie met jou deel. 'n Baie interessante gedeelte, omdat die tyd wat ons in lewe, baie ernstige tyd is. Ek hoef nie vir jou vanmôre baie te sê rondom oorlog nie. Ek dink ons voel dit al aan ons jas ook vanmôre. Die petrolprys is op. En as die petrolprys opgaan, hulle praat van die oliepryse al oor die $100. En as hy opgaan, dan gaan die petrol duurder word. En die petrol kan so skaars word, die olie, dat ons hier in Suid-Afrika weer, onthou julle 1970 se coupons? Daai couponne wat julle gekry het om petrol te gooi? Jy kan sien wie's daai jaar se kalers. Nie elke ou wat daai jaar nog al hier was nie. Maar nou ja, en ons kan weer so sukkel en die prys kan so duur word, as die petrolprys opgaan, dan gaan die kos op. Want as vervoerkoste, wat betaal ons word? En so kan ons 'n geweldige moeilike tyd voorlê. En die Bybel sê dat aan die einde van dae sal daar swaar tye kom. So ons hoef nie vanmôre vir mekaar dit alles te vertel nie. Nou, kom ons lees. Ons lees uit Openbaring 4 vanaf vers 1. In vers 1. Hy sê, en na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, aan die Heilige Gees met ander woorde oor hom kom, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Nou ja, kom ons begin met die wegraping. Ek gaan eers nie vir jou hier uit Openbaring 4 vers 1 praat nie. Ek wil vir jou net so vinnig die wegraping verduidelik. As ons kyk na die wegneming, opraping, wegraping, hoe jy dit ook al wil noem, die Bybel praat nie, daar's nie 'n stukkie woordjie wat sê wegraping nie, maar hy sê ons sal almal weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Maar as ons dit by mekaar kom, rapture en so aan, dan kom ons by wegraping uit. En as ons daarna kyk vanmôre, dan is daar 3 sieninge. Die eerste siening is dat dit voor die verdrukking gaan gebeur. Voor die 7 jaar van verdrukking op aarde gaan die wegraping plaasvind, sê die een groep. Die ander groep sê nee, dit gaan in die middel wees.
net na die eerste 3,5 jaar, die anti-Christus verdrukking en hierdie dinge, net voordat God sy oordeele oor die aarde uitgiet, dan gaan die wegraping wees. En die ander groep sê nee, dis die derde een, dis die naverdrukking. Hy sê dat ons gaan almal deur die verdrukking en dan aan die einde van die verdrukking, dan kom Jesus en hy kom neem ons weg en dan is die kerk saam met hom en word weggeneem en dan is ons vir altyd by die Here. Ons glo, ons siening, wat ons uit die woord van die Here kry, is dat die wegraping voor die verdrukking gaan wees. Voordat hierdie dinge oor die aarde kom en die anti-Christus gaan kom en hy gaan verskyn en hy gaan begin om vervolging in te stel en hy gaan 'n merk aan die mens gee op sy voorkop en in sy regterhand en hy gaan sorg dat niemand kan koop en verkoop as hy nie die merk het nie en hy gaan die hele aarde regeer met 'n eysterhand, 'n eystervuis en hy gaan in Jerusalem sit in die tempel en hy gaan sê julle moet my aanbid en al hierdie dinge wat gaan gebeur en die oordeele en die verdrukking wat gaan kom, dit is daardie wat ons vanmôre oor praat en sê, ons wil vanmôre kyk en sien, hoe dat ons in die tyd wat ons lewe, ons dit kan heeltemal ontglip. Nou ek wil hê eerstens, jy moet jou Bybel vat en blaai na 1 Tessalonisense 4. Na Kolossense, kry jy Tessalonisense. Nou 1 Tessalonisense 4, net om vir jou te wys, daar is 'n wegneming van die kerk van Jesus. Dis nie maar net sommer uit hulle spraak nie. Dis nie maar net sommer dat mense uit hulle duime dit uitsuig en dat sekere ouens dit verkondig en sê daar is 'n wegneming en die ander sê nee, daar is nie een nie. Watter een is reg? Kom ons kyk wat sê die Bybel. En as ons lees van vers 13 aan sy broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die mense wat alreeds dood is nie. Sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. As ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So wanneer Jesus kom, gaan die ouens wat alreeds dood is, gaan saam met hom terugkom. In vers 15, dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat in die lewe oorbly, tot by daardie koms van Christus, die ontslaapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. As jy nog lewe in daai tyd, gaan jy nie eerste weggeneem word nie. Hoor wat sê hy? Hy sê die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep met 'n stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Hy sê, en so sal ons altyd by die Here wees. Wow, nooit weer van hom geskei nie. Dis kosbaar, kerk van die Here. Bemoedig mekaar met hierdie woorde sê. So daar is 'n wegneming van die kerk van Jesus. 'n Wegneming waar hy opgeneem word, waar Jesus op die wolke verskyn. En onthou, as jy gaan kyk na Handelinge 1, dan sien jy toe hulle daar besig was met die hemelvaart van Christus, en hier staan die disippels, en hulle kyk hoe vaar hy in die hemel op, toe staan daar 'n engel by hulle, en sê, hoekom kyk julle so? Hoekom kyk julle so na die hemel? Hy sê, sien julle hoe hy opgevaar? Hy gaan weer net so terugkom, soos wat hy opgevaar het. Dis 'n versekering, kind van die Here. Hy gaan weer terugkom aarde toe. Hy gaan weer terugkom om sy bruid te kom haal. En daarom is dit belangrik as twee dinge of twee kere geleenthede wat Jesus terug gaan kom. Die eerste is om sy kerk weg te neem en die tweede is wanneer hy sy voete op die Olyfberg gaan sit en die slag van Armageddon gaan plaasvind. En dan is die wederkoms volbring. Daarom vind ons hier, hy spel die wederkoms vir ons uit. Die tweede vraag wat ons nou wil kyk, is, hoekom glo ons dat die kerk van Jesus voor die verdrukking weggeneem of weggeraap of weggevoer gaan word? En ek wil met jou een versie lees, Lukas 21 vers 36. Lukas 21 vers 36. En hoor wat sê hy, voor dit
is hy besig om te praat van oorloë, gerugte van oorloë in Jerusalem gaan omsingel word met 'n weermagte wat rondom is, en dis amper dieselfde vandag. Hulle veg teen Hamas, hulle veg teen Hezbollah, hulle veg teen Irak, hulle veg teen Iran, hulle veg die hele Midde-Ooste, is daar volke om hulle met leers om hulle, en die vuurpyle skiet heen en weer, en oor en weer, en Iran skiet sy verskriklikste vuurpyle in hierdie tyd, wat hulle besig is om Israel te probeer uitwis. En dan gaan hy in vers 36, en hoor wat sê hy. Hy sê, waak dan en bid altyd deur. Die Here Jesus sê, moenie ophou bid nie. Wanneer julle hierdie dinge sien, dan moet julle eers bid. Dan moet jy nog eers die aangesig van die Here soek. Ag, mag God gee dat hier in Vierfontein gemeente, en Vierfontein is, hier in ons gemeente, ons vandag die heerlikheid van die Here kan beleef. Maar dat ons altyd hier kan begin bid, en die aangesig van die Here kan soek, en dat ons die aangesig van die Here in erns sal soek. En dan gaan hy verder, hy sê, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Dis die een versie wat vir ons verskriklik duidelik sê, dat die kerk van Jesus nie deur die verdrukking gaan. Ons gaan nie deur die verdrukking nie, want hier sê die Here self, hy sê, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, die verdrukking en die oorlog, en al hierdie dinge wat kom, te kan ontvlug. Hoe ontvlug 'n mens dit? Jy moet nie binne in dit wees nie. Jy moet iewers daarvan verlos wees. En dis wat die Here dan sê, dat ons kan ontvlug en voor die seun van God, die seun van die mens te kan staan, voor Christus te kan staan. So hier is die eerste versie, wat vir ons sê, mense, daar is 'n moontlikheid om dit wat kom oor hierdie aarde, die anti-kris verdrukking te kan ontvlug en te kan ontduik, en daar nie deur te hoef te gaan nie. En dis wat die Bybel ons hier leer. Hy sê, waak en bid altyd deur, en wees waardig. Wees waardig. Ander uitgebeur wat Jesus aan praat, toe sê in die laaste dae, sal die liefde verkoel. Liefde van die mens gaan afkoel. Die liefde vir God gaan al minder word. Die liefde vir sy gebod en wat hy ons leer en wat hy wil hê ons moet doen, gaan die mense al minder ernstig opneem. En daarom lyk die wêreld vanmôre so. Daarom lyk die strate vanmôre so. Ek wil vanmôre vir jou sê, as Klersdorp en omgewing vanmôre, al hulle mense wat sê hulle is Christene, dat die kerk toe kom, sal daar nie genoeg kerke reg in ons streek wees nie. Ons sal ten minste nog 100 kerke moet oopmaak. Maar hoekom is dit so? Die liefde verkoel. Die ongeregtigheid vermeerder. Mense dink vanmôre dat die Here sal maar genade gee. En hy weet mos hoe is ek. En hy weet ek is maar net 'n mens. Die woord van die Here sê, wees heilig, want God is heilig. So om in sy teenwoordigheid in te stap, moet 'n mens jou sonde laat aflê. Jy moet op 'n plek kom waar jou sonde laat staan en die Here begin dien. Mense, daar's so baie ouens wat vir jou vanmôre sal sê, as jy moet kom en jy praat met hom en vra, broer, is jy 'n kind van die Here? Dan sê hulle, pastoor, ons is al soveel jare op die pad van die Here. Baie mense al soveel jare in die pad van die Here. Want God kan nie hulle harte bereik nie. Die Gees van die Here kan nie hulle harte aanraak dat hulle kan verander nie. Baie mense is kerklidmate vir die afgelope 30, 40, 60 jaar en het nog nooit 'n verandering in die hart gekom nie. En die Bybel leer vir ons, wanneer die ryk man en wanneer die skrifgeleerde by Jesus kom en van vra, wat moet ons doen? Dan sê hy, bekeer julle. Word wedergebore. Verander jou hart. Wedergeboorte is 'n vereiste vir die hemel. Wedergeboorte kan ons nie by verbykom nie. Johannes 3, vanaf vers 3 en 5 sê hy, voorwaar, ek sê vir jou Nikodemus, as jy wat 'n leraar van Israel is, 'n predikant is, nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nooit sien nie en nooit ingaan nie.
Ouders, wat sê jy? Is nie ek wat dit sê nie, die Bybel sê dit. As jy probeer kwaad word vanmôre, gaan sê wat God se woord, dan gaan kyk wat God sê, God se woord. En as die Bybel so sê, dan moet jy dit doen. Dan help dit nie, jy staan vanmôre en jy voel ongelukkig oor seker uitsprake wat ons maak oor die preekstoel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, solank ons hier in hierdie gemeente, Dominium wil vanmôre die waarheid preek, is ons nog reg met God en staan ons nog in die regte stand van die Here. Maar as ons vanmôre begin die woord afwater en ons begin dit op 'n mooi manier vir ander oordra, laat dit vir almal aanvaarbaar is, dan sê ek vanmôre, ons is op die verkeerde pad. Ons moet 'n ander kerk soek. Daar sekere goed, wat al sê die wet, en al sê die regering van Suid-Afrika, en al sê die regters en al hierdie ouens vanmôre wat, dit sê, die wet sê so, is dit sekere goed wat teenstrydig met God se woord is. En ek wil vanmôre vir jou sê, die groot oppergesag van die heelal, is nie die regering, of die regters van Suid-Afrika nie, maar is God. En as hy in sy woord sê, dat 'n mens wat nie rein en heilig leef nie, die koninkryk van God nie sal sien nie, dan is dit die waarheid. As die Bybel sê dat onheilige praktyke tussen man en vrou, deur die woord van die Here tot niet verklaar en God se oë nie reg is nie, dan is dit waarlik so, die Here sal dit eendag oordeel. As die woord van die Here vanmôre sê dat abortus verkeerd is, al sê ons wet is reg, ek sê vanmôre vir jou, hulle sal verantwoording vir die lewende God doen, want hy het so gesê dat dit verkeerd is. En ons beweeg nou op gevaarlike terreine. Ons kan dalk aangekla word deur sekere uitsprake. Al wat ek kan sê is, dit staan in God se woord. Ek kan nie die woord verkondig sonder om daai dinge te noem nie. Ek kan nie die woord van die Here verkondig as dit in die Bybel geskryf staan en ek wil dit nie predik en dit nie vir die mense leer nie, dan gaan ek skuldig voor die Vader staan en sal enig van my gevra word, Laurens, hoekom het jy nie my woord reg verkondig aan die mensdom nie? Mag ek eerder in goeie stand by God wees as by die regering? Mag ek eerder in goeie stand by die Vader, die skepper van hemel en aarde wees en eendag 'n regmerkie agter my naam kry en sê, mooi so getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, maar ek sal jou aanstel oor groter dinge as wat die wêreld vir my sê, jy het reg gedoen, jy het in die wet van Suid-Afrika geleef. Liewe kerk van die Here, bid altyd deur en leef waardig. Leef waardig voor God. Ek kan nie vir jou die pad loop nie. Ek kan net vir jou die pad preek. Ek kan net vir jou vertel wat staan in die Bybel. Maar hoe jy hom loop is jou eie besluit. Want alles wat in 'n mens se lewe gebeur, word deur eie besluite geneem waar dit gaan eindig. Mense besluit of hulle hemel toe wil gaan of nie hemel toe wil gaan. Mense besluit of hulle hel toe wil gaan of nie hel toe wil gaan nie. Mense besluit of hy wil steel of nie wil steel nie. Mense besluit of hy wil vloek of nie wil vloek nie. Man, moenie vir my sê jy vloek hom sonder dat jy dit weet nie. Dan is jou verhouding met God seker nie reg nie. En die woord van die Here sê van elke ydelle woord sal die mens voor God verantwoording doen. So moenie dink, ag, die kraswoorde te gebruik is maar niks nie. Maar kom ons gaan verder. So hy sê dat jy waardig mag ag om al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Nou wil ek vir julle 2 Tessalonisense 2 vers 7. 2 Tessalonisense, die tweede hoofstuk, die 7de vers. Nou hier praat hy begin. Hy sê, ek praat met julle broers, geliefdes, met die oog op die wederkoms van Christus en met ons vereniging met hom. Dat julle nie verskrik sal word asof die tyd nou daar is en dit al gebeur en dit laat verby nie of dis nou besig om te gebeur of so nie. Hy sê, want dan gaan hy verder, hy sê dat niemand julle mislei nie. Hy sê want eers moet die mens van sonde geopenbaar word. Die seun van die hel, die seun van die verderf is die hel. Die seun van die hel
Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee, hy is God. Hy sê, onthou julle nie dat ek dit voor die tyd al vir julle gesê het nie. Nou, julle weet wat hom teehou. Hy praat van die antichrist, nee. Hy sê die antichrist moet eers openbaar word. Met ander woorde, die werke van die antichrist moet begin plaasvind. En ek het nie vanmôre nodig om vir jou preek daaroor te preek nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, gaan kyk maar net na AI. Wat is daai? Is mos. Ja. Hey, jy is slim broer. Ek kan op daai woorde uitspreek nie. Maar ja, gaan kyk maar net daarna. Gaan kyk na die rekenaar. Gaan kyk vanmôre na die oorlog wat plaasvind en sien hoe hulle dit uit die sterre uit beheer. Hulle kan van daai sterre waar hulle hierdie ding opstuur wat daar vir hulle rond beweeg daarbo, kan hulle uitsonder en kyk tot op 'n meter na waar hulle 'n bom wil gooi. Jy het nie meer vandag 'n kat se kans nie. Jy dink jy lê in die loopgraaf, dan gooi hy met die drone die bommetjie bo jou af. En hy skiet alles uit mekaar. En jy weet nie as jy is dood nie, jy kom kry daar aan die ander kant, jy staan voor die regter. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê, as ons kyk hierna, dan sien ons, dis reeds aan die gebeur. Ons hoor hulle praat al reeds van merke wat op mense se hande gegee word en hulle voorhoewe geplant word. En ons weet daarin staan die 666 ook, maar ons gaan nie daar preek vanmôre nie. Ek wil vanmôre vir jou sê wat hy hier sê. Hy sê hy moet geopenbaar word. So ons sien al reeds sy openbaring is aan die gang, sy werke is aan die gang. Die hele wêreld word onder dit ingebring. Ek nou nog iets skokkends gehoor. Ver dit waar is, ek het dit nie regtig gaan ondersoek nie, maar ek noem dit. En as jy 'n navorser is, dan ondersoek dit bietjie. Hulle sê die nuwe persoonskaart wat jy kry. Nie die boekie nie, die kaart. Koppel jou oor die hele wêreld se mensdom tot een stelsel. Die regering weet alles van jou. Hulle weet alreeds alles van jou. As jy op jou selfoon ingaan en jy gaan op jou bank app, wat doen hy vir jou? Goeiemôre Lourens, welkom weer hier. Hy weet nie dis ek nie. Of hy sien my dalk iewers. As jy klaar en jy doen 'n betaling, wat doen hulle? Hulle sê neem 'n selfie. En hy keer nie daai ding goed voor hy nie jou nog gesien het nie. Hy sien jou deur jou eie kamera. Sien hy jou en hy weet wie's jy en hy weet waar is jy. Hy weet alles van jou af. Die kerk van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis wat hy hier sê. Hy sê, dis alreeds aan die werk. Maar in vers 6, en dis eintlik wat ek wil by stil staan, volgens die wegraping voor die verdrukking. Hy sê, maar nou, julle weet wat hierdie man teehou, die antichrist. Sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Hy sê, daar's 'n ding, iemand, wat hom teehou, dat hy nie nou kan verskyn nie. En hierdie moet eers gebeur, en dan gaan hy verder sê, hy sê die verborgenheid van die ongeregtigheid, maar ander woorde is besig om die geheime krag, en dit wat hulle doen om die mense in beheer te kry, is al aan die werk. Net totdat hy wat nou teehou, weggeneem is. Dit wat nou teehou, dat die antichrist nie verskyn nie, is hy. Die Bybel praat van hy, totdat hy wat nou teehou, weggeneem word. En daar's net twee wie dit kan wees wat hiervan geskrywe word as hy praat van hy. En eerstens, dit kan net of die Heilige Gees wees. Want dit is die Gees van God wat die verderf van die aarde op hierdie stadium teenwerk. Dit is die Gees van die Here wat vanmôre gemaak het dat jy na hierdie preek luister. Dit is die Gees van die Here wat gemaak het dat jy vanmôre in hierdie gebou ingestap het. Nie jou eie goedheid nie. Nie omdat ek sterk en gesond is nie. Ek is hier omdat die Gees van die Here my ingebring het. En dis hoekom jy vanmôre hierheen luister. So, dit kan of die Heilige Gees wees, want dit is hy. Of dit kan die kerk wees. Maar Lourens, is die kerk dan nie die bruid nie? Dis mos 'n vrou. Maar het jy al gehoor dat die Bybel sê, julle is die liggaam van Christus? Die liggaam van Christus, en Christus is tog 'n man, so die kerk van die Here Jesus is met ander woorde die versinnebeelding van 'n manlike persoon.
by hierdie geval. Die ander keer is hy weer die bruid. Maar wat ek vanmôre vir jou wil bring, as ons dan kyk na die twee, wil ek vanmôre vir jou sê, die kerk van Jesus kan nie bestaan op hierdie aarde sonder die Heilige Gees nie. En die Heilige Gees is hier, omdat Christus gesê, dis beter dat ek weggaan. Want as ek weggaan, dan stuur ek vir julle, vir die kerk, die Heilige Gees. En die Gees en die kerk is in mekaar gevleg. Want jy sien, ons is in die geesdispensasie, die Heilige Geesdispensasie. Ons lewe onder die uitstorting van die Heilige Gees op Handelinge 2 en ons lewe vanmôre waar die Gees van die Here vir ons sê hoe ons moet lewe en oortuig van sonde, geregtigheid, oordeel. Sonde, vir goeie verhouding met God te leef en om geoordeel te word eendag. Die Gees van die Here werk by die kerk. En daarom is so belangrik dat ons meer Gees vervuld moet word. Dis hoekom die kerk van die Here vanmôre moet sorg dat ons onder die salwing en onder die leiding van die Heilige Gees beweeg. Moenie sê ek het so besluit nie. Sê die Heilige Gees het in my hart gewerk en daarom dink ek dis die regte besluit om te doen. Die Gees van God en die kerk loop hand aan hand. En as die kerk weggeneem word, gaan die Gees saam met die kerk na die hemel toe terugkeer. Die Heilige Gees gaan saam met die kerk hemel toe terugkeer. En hy gaan weer periodiek werk, soos in die ou tyd, waar hy mense afgesonder het om te werk en Israel afgesonder het om deur te werk en op daai maniere. Vandag werk die Here deur sy Heilige Gees deur die kerk. Die kerk wat in Amerika is, wat in Suid-Afrika is, wat in Kanada is, wat hier bo in Somalië is, wat in China is, die Heilige Gees is reg oor die aarde besig om te werk. Maar daar kom 'n dag, dan sien ons, die Bybel leer ons, wanneer ons hier by Openbaring se einddinge begin gebeur, waar die oordeele begin kom, dan sê die Bybel, hy sê, en nie een het hulle tot God bekeer nie. As die Gees van God nie in harte werk nie, kan jy nie tot bekering kom nie. As die Here jou nie roep nie, kan niemand jou oortuig nie. Ek sê altyd vir 'n mens, ek kan jou nie oortuig van die sonde wat in jou lewe is nie, net die Here kan, deur sy Heilige Gees. Maar hy sal jou leer, voordat ek met jou praat, sal jy alreeds weet wat verkeerd in jou lewe is. Want ons sê so maklik, ag, maar jy weet daai, kyk daar ou langs my. Hy sê hy's 'n Christen, maar kyk hoe lewe hy. Wie is my te interessant? Ek het ander ook gesê, dis my te interessant dat sondaars weet hoe moet jy lewe. Doen net iets verkeerd. Gaan net bietjie daar by jou huis op die voorstoep en dan slaan die vrou die man. En nou kyk jy hoe skinder die bure. Wow. Dis nou Christene daai. As ek soos hulle is, wil ek nie deel van daai kerk wees nie. Of jy vloek net 'n bietjie. Hy weet dis verkeerd. Hy weet net so goed soos jy dis verkeerd, maar hy soek altyd verskoning. Kerk van die Here, dis vanmôre so belangrik dat ons vanmôre sê, dit wat onthou is die kerk van Jesus. Die anti-kris moet verskyn wanneer die kerk weggeneem word. So, die volgende stap, dit wil ek nou vanmôre mee afsluit. Openbaring 4 wat ons nou net gelees het. Openbaring 4, die begin, vers 1. Kyk wat sê hy hier. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien. Na hierdie dinge, wat se dinge? Na wat? Na die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Na die kerksake. Nadat die Here Jesus vir Johannes wys van die leraar van Efese en van Smyrna en van Sardius en so gaan hy aan tot by die laaste een, die Laodiksense wat ons verlede Sondag oor gepraat het, en nou kom ons hier en nou sê hy, na hierdie dinge, na hierdie briewe,
Na dit wat die Here Jesus sy kerk gesê en geskryf en gegee en gesê hoe moet hulle lewe, en ons het gesien dat ons nou by die laaste kerk is, die kerk van die Laodisense, en ons sê na hierdie ding het ek gesien, en ek sien 'n geopende deur in die hemel. 'n Deur is gewoonlik net vir 'n sekere hoeveelheid mense wat deurgaan. Jy kan nie sommer almal 1000 met een slag deur die deur gaan. Daar's 'n rede hoekom 'n deur aan 'n vertrek is, sodat sekere mense daar kan inkom. En as jy nie mense wil in hê nie, maak jy die deur toe. Dan bly hulle buitekant. Nou hier is 'n deur in die hemel. En hy hoor 'n stem. Hoor wat sê hy? En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het, en in Openbaring 1 vers 10, toe hy die gesig kry, toe sê hy, en ek het 'n stem agter my gehoor, soos 'n bassein wat met my praat, en toe ek my omdraai, toe sien ek hom wat wandel tussen die 7 kandelare, en is die Here Jesus self wat daar praat, en hy praat met hom met 'n stem van 'n bassein, en hier sê hy, en die eerste stem wat ek gehoor het, die stem van Christus, praat met my. En hy sê, kom op, hierheen. Kom hier naartoe. Kom hier in die hemel op. Ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Mense, dis die mooiste bewys van die wegneming van die kerk van Jesus voor die verdrukking. Want hy sê, ek gaan jou wys wat moet gebeur na die kerk se tydperk. Nadat die kerk se tydperk afgesluit is. En dan sien hy, as hy in die gees en die Bybel sê, en hy kom by die troon van God, en hy sien die troon, hoe die Here daarop sit, en hy sien die smarag reënboog, en hy sien hierdie wonderlike dinge, wat daar is, die wonder van die skynsel van sy heerlikheid, en hy sien die ander trone, waarop die ouderlinge sit, en die ouderlinge is 'n verteenwoordiger van die kerk van Christus. Ou Testament, Nuwe Testament. Hy praat 24 ouderlinge. Eerste 12 of die helfte daarvan is die ou tydse kerk. Die kerk van die ou bedeling. Die ander 12 is die nuwe kerk. Die kerk wat ek en jy verteenwoordig word. En hierdie 24 ouderlinge is nie maar net sommer gewone mense nie. Dis mense wat in beheer van die kerk gewoonlik staan. En hier is hulle 24 op trone, en hulle sit daar voor die troon van God, en hulle is deel van daar, en skielik sien hy hierdie gesig. En as jy verder gaan, dan sien jy nooit weer 'n gesig van ouderlinge. Daar word nooit weer oor die kerk gepraat nie, die hele Openbaring. Nêrens in Openbaring. Daar word eenmaal gepraat van die vrou. Dis Israel. Met wie 'n babietjie gebore was. En toe kom die duiwel en hy probeer daai kindjie vermoor en God ruk hom weg. Dit is die verteenwoordiger van Christus, ons sal eendag daaroor preek. Maar die vrou word in 'n woestyn weggebêre deur God beskerm, sodat sy nie vernietig word nie. Hoekom dink jy vernietig al Iran se missiele nie vanmôre Israel? Hulle skiet die verskriklikste missiles, maar nog steeds word Israel nie verwoes nie. God hou sy hand oor hulle. Hy sal sy volk beskerm tot die einde. Daar sal ongevalle wees. Daar sal in enige oorlog is daar mense wat tot niet gaan en wat doodgeskiet word. En ons nou daar gehoor van babietjies wat doodgeskiet word en ou mense wat sterwe. Maar God hou sy hand oor hulle. En die meeste van daai missiele wat so presisie missiele is, word afgevuur en geskiet verby, en ander plekke val dit, want die Here se engele bewaar Israel. Ek sê nie ek is Israel nie, ek is nie Israel nie. Ek is deel van die kerk van Jesus. Maar vanmôre wil ek vir jou afsluit. Ek wil vir jou sê, as jy verder kyk hierna, net na hierdie gebeurtenis, dan is daar nog eenmal wat hy, en dit is Openbaring 5 en Openbaring 6, maar eers Openbaring 5. In Openbaring 5 praat hy die laaste keer van die kerk. En dan sê hy sê, hulle sing 'n nuwe lied.
Hy sien die ouderlinge voor die lam, en die 24 ouderlinge, en die lewende wesens wat daar is, en hulle sing 'n nuwe lied. En hoor wat sing hulle? Wow, dis net die kerk wat dit kan sing, julle. Hy sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons geslag, of u is vir ons geslag, en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam, taal, volk en nasie. Liewe mens, daar is nie engele wat kan praat van losgekoop deur die bloed van die lam nie. Hulle kan nie hierdie lied sing nie, hulle is nie losgekoop deur die bloed van die lam nie. Dit is 'n skape wesens. Dis net die kerk van Jesus wat dit kan sing. En hier sing hulle dit voor die troon, en hulle sê, Here, u is waardig om te ontvang. Hulle sing oor die lam van God wat vir ons sonde gesterf het, en hulle sê, u is waardig om die boek te neem, u is waardig, want u het ons gekoop met die bloed, uit elke stam, en elke volk, en elke nasie, en elke taal. Hy sluit sommer almal in. Hy sê, almal wat uit hierdie nasies en tale uitkom, is vrygekoop. Wat gered is vrygekoop deur die bloed van die lam. En dan in vers Openbaring 6, die hoofstuk daarna, begin die perde hardloop. Perde begin hardloop, die wit perd, en die rooi perd, en die valperd, en die swart perd. Hulle hardloop, en elkeen het 'n betekenis. As die Here wil, sal ons enige tyd daaroor praat. Ek wil vanmôre dan dit by jou los. Liewe kerk van die Here, is ons waardig vanmôre? Dis die groot vraag. Die vraag is nie of ons hemel toe gaan of weggeneem word deur die wegraping of nie, en of die kerk weggeneem gaan word of nie weggeneem gaan word nie. Dis interessant en is lekker om te hoor. Om al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Maar is ons vanmôre waardig om dit alles te ontvlug? Is ons reg? Jong mens, is jou lewe met God reg? Laurens, hoe oud moet ek wees voor ek tot bekering kom? As jy kan onderskei tussen wat sonde en nie sonde is nie, is dit tyd om die sake in jou lewe met God reg te maak. Ek wil hierdie verhaaltjie vertel wat ek eendag gehoor het toe ek so jong seun was. Hulle vertel dat in 'n gemeente soos hierdie, nie hierdie gemeente nie, maar 'n gemeente soos hierdie, was daar 'n geweldige geveg onder die musikante oor wie nou eintlik die orgel moet speel. En die een tannetjie wat al jare die orgel gespeel het, het geglo sy die alleen reg op die orgel. En sy kan alleen die orgel speel en die ander nie. Hulle mag nie een deelneem nie. En dit was moeilik. En op die einde van die dag het sy afstand geneem en gesê, pastoor, nee, dis so, ek kom al 40 jaar met die voorgaan met die orkes en jy sal my nie hier afhaal nie. Hy sê, hier moet hy vrede hou. En hy sê, nee, dis reg. Maar intussen tyd die aand toe sy gaan slaap, kry sy 'n droom. En in die droom sien sy hoe dat sy van die aarde af opvaar in die hemel in. Ag, en sy het so gekom, so 'n paar 100 meter, en toe skielik sy doodstil, sy gaan nie verder. En sy sukkel en sy probeer opkom, en sy wil ook hemel toe gaan in die wegraping is hier, maar sy kan nie verder nie. Die ander gaan by haar verby, hulle gaan op, en haar man is verby, en die kinders is verby, en sy hang hier in die lug, en sy kom nie verder nie. En uiteindelik kyk sy so af, en toe sy so afkyk, toe sien sy 'n lang tou om haar been, en die tou is aan die orgel vas. En sy kon nie die hemel binne gaan in haar droom nie. Maar daar's iets wat haar verhinder het. Jy weet vanmôre of iets jou verhinder om die hemel binne te gaan. Jy weet vanmôre of daar iets is wat jou terughou, sodat jy dalk nie vanmôre die hemel sal haal as Jesus nou kom. Die koms van Christus is baie naby, ek hoef nie vir julle te sê nie. Kyk maar net na die tekens rondom jou. En ons sal eendag dalk daaroor praat. Ek wil vanmôre 'n gebed doen. En ek wil jou vanmôre vra, as jy luister na hierdie uitsending, of jy vanmôre deel van hierdie gehoor is. Of jy vanmôre deur die Gees van die Here aangeraak was of aangespreek is. En jy vanmôre tot die oortuiging gekom het dat die tyd ernstig is. Dat die koms van Christus baie nader is as wat ons dink.
En dat dit enige oomblik kan gebeur. En jy vanmôre in jouself kyk en die Heilige Gees toelaat om met jou te praat en vanmôre vir jou te sê, Laurens, is jy seker jy's reg met die Here? Is jy seker jou saak met God is reg vanmôre? En die Heilige Gees praat met jou vanmôre en jy blaai so bietjie deur jou lewensboek vanmôre en jy kyk bietjie na elke bladsy en jy sien vanmôre maar daar's onopgeloste sondes vanmôre in jou lewe. Daar's vanmôre dinge wat skeiding maak tussen jou en God. Liewe jong mens, daar's dinge wat vanmôre maak dat jy nie in lyn met God is nie en dat jy nie hierdie dinge wat kom sal ontvlug nie, maar dat jy sal ook agterbly. Dan's die vraag vanmôre, wil jy nie vanmôre maar 'n besluit neem en sê, Here, red my nie. Of sou dit die laaste preek wees wat ek preek, moet dit 'n preek wees van skik jou om jou God te ontmoet. Maak jou reg om jou God te ontmoet. En as jy vanmôre luister na hierdie uitsending en jy daar by jou huis sit jy en jy hoor hoe dat die Gees van die Here met jou praat en jy luister vanmôre en hy oortuig jou vanmôre dinge in jou lewe wat nie reg is nie, maak reg vanmôre. As jy nie weet hoe nie, gaan vra iemand wat weet. Maar sorg dat jy nie vanmôre hierdie gebou uitstap voor jy nie seker is jou saak met God is reg. Wederkoms van Jesus of wegneming van die kerk kan dalk oor 'n paar dae of 'n paar maande gebeur, of 'n paar jaar. Jy kan vanmôre hier uitstap en jy kan nooit weer terugkom hiernatoe. Hartaanval, een of ander probleem oor jou pad kom, en jy's ook die ewigheid in, met of sonder die Here. As jy vanmôre weet dat God met jou praat, kom ons buig ons hoofde, ons sluit ons oë te bid. Ek wil graag bid. Ek gaan jou nie vanmôre vra om op te staan nie, ek gaan nie vanmôre vra om hier voor te kom staan nie. Maar as daar iemand is met wie God vanmôre gepraat het en jy het vanmôre 'n aanraking nodig, jy het die Here se reddende genade nodig, steek net jou hand op en sak dit weer, dan bid ek vir jou. Dankie. Is daar nog? Dankie oral van hande. Wil jy nie ook maar doodseker maak nie? Is daar nog een laaste een dag voor ek bid? Dankie vir elkeen wat dit die hande opgesteek het. Kom ons bid vir hulle. Hemelvader, dankie vir elkeen wat vanmôre deur die Gees van die Here nog oortuig kon word van hulle lewenswandel met U. Vader, ons gebed vir hulle vanmôre is dat daar verandering in hulle harte mag kom. Elkeen wat vanmôre by die huis sit en luister na hierdie uitsending en wat vanmôre oortuig is deur die Heilige Gees om hulle lewe reg te maak, ons bid ook vir hulle. Ons bid dat daar in hierdie môre uur manne en vroue en jong mense waarlik tot redding sal kom. Here, dat ons vanmôre sal sien en hoor en dat hulle by ons kom getuig van die groot daad wat die Here in hierdie môre vir hulle gedoen het. Here, ons preek die woord van die Here, maar hulle neem die besluite vanmôre en daarom het hulle besluite geneem en gesê, ek wil vanmôre in jou gebed ingesluit wees en ek bid vir hulle wat die hande opgesteek het. Ek bid vir genade, ek bid vir 'n wonderwerk. Ek bid, Here, dat U vanmôre elke sonde wegneem, hulle krankhede genees, hulle siel aanraak vanmôre en dat hulle waarlik voor die Here skoon en rein sal wees van hierdie oomblikke af in Jesus naam. Here, as daar iets is wat hulle nog terughou, maak dit los, neem dit weg en gee vir hulle oorwinning in Jesus naam.